Goeiedag en welkom weer by jou Lewelig Dagstukkie, dag 358. En die tema van vandag se dagstukkie is, wees paraat. Efesiërs 5 vers 14. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Om gereed te wees beteken nie dat jy weet wanneer nie, maar jy leef asof dit enige tyd kan gebeur. Wees paraat. Ai, hoe lekker is dit nie wanneer die wekker op 'n Saterdagoggend afgaan en jy besef dat jy nie werk toe hoef te gaan nie. Daardie sielsalige omdraai om tog net tot so 'n bietjie later in te lê. Die ander gevoel wat almal van ons ook ken, is daardie een van wakker word en jy besef dat die wekker nie afgegaan het nie en dat jy laat is vir werk. Dan is dit hier gryp en daar los, want jy so iets wat in jou kanonne. Kom ons begin by daardie amper wakker wees vandag. Meeste van die tyd doen ons meeste van die dinge wat ons moet doen, outomaties. Ons doen dit so tussen amper wakker word en nog half van die slaap. Ongelukkig is dit ook waar baie van ons geestelik bevind. So tussen wakker en aan die slaap. Ons is nie volmaak nie, maar daarom ook nie te sleg nie. Ons leef saam met ons ou gewoontes, ons ou vrese, ons klein ou sonnetjies. Dit alles voel so bekend en gemaklik, dat ons nie meer agterkom hoe dit ons eintlik doodmaak nie. Maar dan gaan God se wekker ewe skielik af, en hy roep en sê, word wakker jy wat slaap. Efesiërs 5 vers 14 begin met 'n eenvoudige waarheid. Enigiets wat in die lig kom, word bekend. Jy kan nie meer wegkruip nie. Die donker plekke in jou hart, die dinge wat jy dink, niemand sien nie. Die aanbloeder lewe wat jy so halfhartig lei. Wanneer die lig van Christus daarop val, word dit oopgevlek en dan kom dit in die lig. God se wekker gaan af en sê, staan op uit die dood. As jou huis aan die brand is, gaan jy nie omdraai en jou snoesknoppie druk nie. Jy gaan gryp wat jy moet en laat staan wat nie lewensnoodsaaklik is nie. Wanneer ons wakker word en opstaan uit ons geestelike, doodse slaap, kom Christus se lig in. Skielik sien ons eie hart duideliker, maar ons sien ook Jesus se liefde en genade duideliker. Ons sien die leuns wat ons geglo het, maar ons sien ook sy waarheid wat ons vrymaak. Ongelukkig het baie van ons die snoesknoppie van ek sal môre gedruk en dan draai ons om en slaap vandag net verder voort. Ons slaap in ons verhoudings, in ons werk, in ons verhouding met God. Ons doen net genoeg om deur die dag te kom, sonder passie, sonder vuur, sonder werklike lewe. Maar soos by Lazarus se graf, roep Jesus ook vandag vir jou en my. Kom uit, word wakker. Hy roep ons uit die dood, want hy wil ons lewens verlig. Hy wil jou vul met sy gees, jou oë oopmaak vir sy plan en jou hart laat brand met iets eg en lewendig. Maar dit is een ding om wakker te word en uit te kom, maar 'n heeltemal 'n ander ding om vry te kom van ons doodstoeke. Die grootste gevaar is nie onkunde nie, dis afgestompte ore wat nie meer reageer nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy dat ons so maklik die snoesknoppie van die lewe? Wat dink jy kan ons doen om meer paraat te begin lewe? Hoe gaan jy vandag begin om na God se wekker te luister en te doen wat hy wil hê jy moet doen? Here, dankie dat U ons roep om wakker te word en uit die dood op te staan. Verlig my lewe met U lig, sodat ek nie langer die snoesknop sal druk en in die donker bly slaap nie. Ek wil van nou af voluit en paraat saam met U lewe. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy ervaar hoe die Vader ook deur sy Gees vandag vir jou sensitief instem om sy stem te kan hoor en om dan saam met hom 'n nuwe lewe tot sy eer te leef. Liefde groete, geniet jou dag, Sjaal Botha.